Ons het die afgelope kwartaal so 'n bietjie gepraat oor die bergprediking. Eintlik was ons oor ons tema gewees aan die voete van Jesus. Ons sit daar aan die voete van Jesus en ons leer hoe hy mense leer oor God se nuwe koninkryk. God se koninkryk wat onderste bo omgekeer is, wat van ons vra om anders te leef as wat die wêreld van ons vra. En eintlik as ons mooi terugdink oor die bergprediking. En as jy dit weer gaan lees in jou eie private stilte tyd of saam met jou gesin, Matteus 5 tot Matteus 7 daar aan die einde, dan is heeltyd hierdie keuse wat Jesus vir ons kom gee. Kies jy vir God? Kies jy die wêreld? God, Mammon, skatte in die hemel, skatte op die aarde. Twee paaie, die nou pad, die breë pad. Nee. Twee fondasies, die wyse man bou sy huis op die rots, dwaase man bou sy huis op die sand, nee. Ons hoor heeltyd hierdie goue draad, hierdie goue lyn deur die bergprediking wat Jesus vir ons kom gee oor hoe ons moet leef. As jy kies die wêreld of jy kies God. Sê as jy God kies, is dit of alles of niks. Vir baie van ons is dit moeilik om deur ons normale dag te kom, want die lewe is moeilik. Dis taaf. Dis moeilik daar buite. As aanslaan, aanvalle van alle kante van die bose af, deur geliefdes, noem dit maar net, ons is besig die hele tyd. Dominee, hoe moet ons nog ons geloof ten volle uitleef, soos wat die Here vir ons hier vra? Dit is moeilik. As ons dit nie doen nie, soos ons vroeër gesê het, ons is eintlik besig om Jesus as te ware om elke dag weer te kruisig, nie. So die bergpredikasie kom en sê vir ons, jy het 'n keuse, dis of God, of dis nie God nie. Maar as jy God kies, maak nie saak hoe moeilik jou lewe is nie. God sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal met jou wees. Hy sal by jou wees. So voor ons aangaan, kom ons sit so. Kom ons roep die naam van die Here aan. Here, ons is vandag 'n geloofsfamilie bymekaar. Here, om U te aanbid en die naam groot te maak en te eer en te verheerlik, Here. En ons is hier om te hoor vanuit die woord en vanuit die Gees, Here, oor wat U van ons vra. Dat Here, as ons U kies, dat daar geen terugkeer is nie. Geen ompaadjies of eie maniere of metodes nie, Here, maar net U manier. Om gehoorsaam te wees aan U woord en U wil, al is dit hoe moeilik, al gaan dit hoe sleg met ons. En daarom, Here, as ons nou uit die woord uit gaan lees, bid ons en vra ons, Here, dat U vir ons sal inspireer daardeur, dat dit vir ons wysheid en insig sal gee, dat dit vir ons hoop en inspirasie, moed en krag sal gee, leiding sal gee, vir elke dag, nie net vir vandag nie, maar elke dag. Ja, Here, selfs in die moeilike tye, dat voel ons wil opgee, ons kan nie meer nie, dat ons sal onthou U is met ons. Dat selfs U seun, Jesus Christus, deur sy pyn, deur sy vrees, moes gegaan het om in sy heerlikheid te kan ingaan. Sodat ons, Here, dit ook kan doen. Sodat ons weet, ons is gered en verlos van die sonde en van die dood, en daarom is daar vir ons 'n ewige lewe, 'n ewige prys in die vooruitsig. En daarom het ons hoop en moed om vir vandag voluit te kan leef. So kom Here asseblief, en kom praat nou tot die hart, tot die verstand van elkeen van ons. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus ons Here. Amen. Die grootste gevegte wat ons het, is daardie gevegte met onsself. Is daardie gevegte diep in ons siele. En ons kan nie ten volle leef of begin leef as ons hierdie gevegte binne aan die binnekant van ons kan oorkom nie. As ons die donker binne in ons kan oorwin, dan kan ons aanhou beweeg na die lig toe. En ek dink diep binne ons is ons almal bang met daardie goedheid wat die Here in ons gesit het. Ons is bang dat ons dit nooit gaan bereik nie. Dat ons nooit in volle gaan leef nie. Daar is iets binne in ons wat ons nie kan ontgin nie. En ek dink ons almal het die finale doel agter ons lewe gesnap. En dit is om te verdrink in 'n lewe wat nie voluit geleef word nie.
'n geloof wat nie voluit geleef word nie. So in Jesus se bergpredikasie het hy ons geleer hoe om in sy koninkryk te leef, hoe om koninkrykskinders te wees, om prinse en prinsesse te wees hier op aarde. Maar ons is bang. Ons is so selfgesentreerd en op onsself gefokus dat ons vergeet van God om op hom te fokus. En daarom kan ons nie vertrou nie. Want ons wil dinge op ons eie doen. Ons glo nie die Here kan ons gebruik nie. So ons sit vasgevang in 'n middelmatige lewe, 'n middelmatige geloof wat nooit ten volle geleef kan word nie. So toe ek 17 jaar oud was, toe moes ek hoor, ek gaan nie 'n leier by my skool wees nie. Wat so 'n bietjie weird is, want my broer was 'n leier gewees, my sussie was leier gewees in die laerskool, of hoofmeisie laerskool en in die hoërskool gewees. En ek wat ly aan middelkind-sindroom tussen my boetie en my sussie, ek was maar net gemiddeld. Ek was net average gewees. En deel van my innerlike reis is om uit te vind, wie is ek? Want as ek dit nie weet nie, kan ek dit nie leef nie. Sal my lewe betekenisvol wees? So ek is net gemiddeld. My broer en my suster, hulle is besonders. En daardie woorde moes ek hoor. Ek is net gemiddeld. En dis woorde wat lank in my lewe by my gespook het. En ek moes dit aanvaar, want ek was die middelkind, so ek is gemiddeld. Dis maar net hoe dit moet wees. En ek dink daardie besef spook by baie van ons. Hierdie skrikwekkende besef dat ons nooit ten volle elke verwagting wat daar vir ons is, wat hier binne in ons is, gaan uitleef nie. En as jy 'n gelowige is, dan weet jy is geskape deur God vir 'n doel en 'n lewe soveel groter as jouself. Daar's 'n lewe en 'n doel vir jou gegee wat 'n betekenis het. Jy het 'n lewe wat veronderstel is om saak te maak. Ek het besef die lewe gaan regtig nie oor gawes of oor talente of verstandelike vermoëns of vaardighede of oor leierskap nie. Dis wonderlik as jy dit het en gebruik dit asseblief, ons het dit nodig. Maar die lewe is soveel meer as dit. En tog hou so baie van ons vas aan die status quo. Want dit is waar ons die beste inpas. Dis waar ons die beste aanvaar word. Ons is te bang om los te breek weg van die groep af, om die mense te word wat God ons eintlik geskaap het om te wees. Maar as jy jou unieke self ontdek en uitleef, soos wat God jou geskaap het om te wees, sal niemand in die wêreld kan wees soos jy nie. En ja, soms sal mense jou nie verstaan nie, en soms sal mense jou nie aanvaar nie, maar dis oukei, want jy leef nie vir die wêreld nie, jy leef vir die Here. Jy leef vir 'n audience of one. So ek dink ons loop 'n gevaar raak. Ons loop die gevaar van om te probeer om in te pas, hoe om gelykvormig te word, hoe om te behoort, hoe om deel te wees. Maar wat ons eintlik doen is, wat ons eintlik moet doen is om te vra, hoe kan ek die persoon word wat God my geskape het om te wees? Hoe bereik ek die volle kapasiteit, die volle potensiaal wat God hier binne in my gesit het? Hoe gebruik ek my lewe om die status quo te versteur? Hoe breek ek weg vanaf die momentum van 'n middelmatigheid en word ek iemand wat ander mense sal kan bemoedig en sal kan aanspoor om beter in hulle self te kan wees, om die mense te kan wees wat God hulle geskaap het, om hulle geloof ten volle uit te leef? So ek het hierdie storie raak gelees in 2 Konings 13. Dis 'n gesprek tussen die profeet Elisa en die koning van Israel op daardie tyd, koning Joas. Dis een van daardie eienaardige stories. So koning Joas praat met Elisa, want daar's 'n weermag op pad om Israel aan te val. Maar Elisa lê op sy sterfbed. En koning Joas weet, die enigste manier hoe hy oorwinning kan behaal oor hierdie vyand wat op pad is as dat hy vir Elisa aan sy kant kan kry. Vir God met ander woorde aan sy kant kan kry. Nou Elisa was 'n wonderlike profeet gewees, ons ken sy lewensverhaal, hy's 'n man van God gewees, maar koning Joas was nie eintlik nie. Hy's nie 'n man wat in 'n verhouding met die Here gestaan het nie. So Elisa lê op sy sterfbed, maar koning Joas is nie daaroor gepla nie. Al wat hy oor gepla is na eie ek. Hy selfgesentreerd, want hy besef dat op hierdie oomblik
is die enigste persoon wat hom in verbinding kan tree met die lewende God, wat hom kan red van die situasie waar hy is. Gaan nie lank genoeg daar leef, of meer leef, om hom te kan help nie. So kom ek lees vir julle wat gebeur, daar in 2 Konings 13 vanaf vers 14 tot 20. Elisa het ernstig siek geword, en op sterwe gelê. En koning Joas van Israel het hom gaan besoek, en oor hom gehuil en gesê, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Elisa sê toe vir hom, vat jou pyl en boog. Die koning van Israel het dit gedoen. En toe sê Elisa vir hom, sit jou hand op die boog. En die koning het sy hand op die boog gesit. Elisa het toe sy eie hande op die hande van die koning gesit en gesê, maak die venster aan die ooste kant oop. Die koning het dit oopgemaak en Elisa het beveel, skiet. Toe skiet die koning en Elisa sê, 'n pyl van die Here se oorwinning, 'n pyl van oorwinning oor Aram. Jy sal Aram verpletter, verslaan en afhek. Verder sê Elia, vat nou die pyle. En die koning het die pyle gevat en Elisa sê vir hom, slaan teen die grond. En die koning het 3 maal geslaan en opgehou. Die man van God het baie kwaad geword vir die koning en gesê, jy moes 5 of 6 keer geslaan het, dan sou jy Aram heeltemal verslaan het. Maar nou sal jy Aram net 3 keer verslaan. Toe het Elisa gesterf en hulle het hom begrawe. Moabitiese bendes het elke jaar die land binnegeval. So Elisa sit sy hand oor Joas se hand en hy skiet die pyl by die venster uit. En dis hierdie pragtige metafoor wat ons kry, dat as jy jou lewe in die hande van God sit, dan jy soveel verder kan vat as wat jy dink. So Jesus in die bergpredikasie kom sê, kies die Here, leef vir die Here, sit jou hande in jou lewe in die Here se hande, en kyk wat gaan hy met jou doen. En dan sê Elisa vir Joas, vandag gee die Here vir jou 'n oorwinning. Hy skiet hierdie pyl van oorwinning. Ek sal daarvan hou, om elke dag wakker te word, en elke dag te leef vanuit hierdie belofte van oorwinning. Sal dit nie wonderlik wees, omdat wat ook al jy in die gesig staar, in jou werk, in jou huwelik, in jou gesin, in jou familie, in jou gemeenskap, in jou skool, wat dit ook al mag wees wat jy in die gesig staar, te leef in oorwinning. Maar natuurlik het Elisa, is hierdie verhaal gebeur voor Jesus, nee. Ons leef vandag in oorwinning, en ons kan elke dag in oorwinning leef, as gevolg van Jesus. En dan sê Elisa vir Joas, vat die pyle, en slaan teen die grond. En Joas slaan die pyle teen die grond. 1 keer, 2 keer, 3 keer. En dan hou hy op. So 3 keer slaan hy die pyle teen die grond. En ek sou dink 3 keer is 'n goeie getal. Maar dan word Elisa kwaad. En hy gee nie vir ons enige konteks vir sy woede nie. Elisa vra, waarom het jy opgehou? Waarom het jy die pyle nie soos 5 of 6 keer geslaan nie? As jy aanhou slaan het, sou God vir jou 'n volledige oorwinning gegee het, maar nou gaan jy eintlik net 'n gedeeltelike oorwinning kry. I mean, is onregverdig, nee. Dis blykbaar hoe God in ons lewens is. Hy gee nie vir ons al die details nie, en dan word hy kwaad as ons dit nie reg doen nie. Ek weet, as hierdie dan so belangrik was, hoekom het Elisa dan nie gesê nie? Ek dink jy moet baie slaan, soos 5 of 6 keer nie. Elisa vertel hom nie alles nie. Dis hoe ek voel oor die lewe. Ek slaan, en ek slaan, en ek slaan, en ek hou op. Ek word kwaad, Here. Maar het nie vir my gesê om aan te hou nie. En toe tref dit my. Ek is verbaas met hoe baie mense toestemming nodig het om te begin met iets. Maar amper niemand het toestemming nodig om op te hou nie. Om op te gee. Om te quit.
Joas het opgehou nadat hy die pile 3 keer geslaan het, nie omdat hy beveel was om op te hou nie, maar omdat dit vir hom eenvoudig genoeg was. Dit is nie God wat opgegee het nie. Dit is Joas wat opgehou het. Dit is Joas wat opgegee het. Die Here doen sy deel. Hoor dit. En hy vra vir jou om jou kant te bring. Dinge gaan moeilik raak. Partydae gaan sleg wees, jou gesondheid gaan nie goed wees nie. Partykeer gaan jy voel die opoffering wat jy maak, Here, dis te groot. En so gee ons op. So kwit ons en so leef ons nooit in die volle oorwinning van Jesus Christus nie. En dan wil ons vir God die skuld gee. Maar dis nie God wat opgegee het op ons nie. Dis ons wat opgegee het. En ek wonder hoe baie van ons het verward geraak met daardie oomblikke in ons lewens wat ons gedink het ons het misluk, ons het dit nie gemaak nie, maar eintlik wat ons gedoen het is, ons het opgegee. En ek wonder hoe baie van ons het geskik vir 'n lewe wat soveel minder is as vir die lewe wat ons veronderstel is om te lewe. Nie omdat ons teruggehou word of omdat omstandighede sleg was nie, maar omdat ons nie genoeg geloof en vertroue gehad het in dit waarvoor die Here ons geskape het nie. En so het ons nooit onsself gedruk om meer te doen nie, om meer te wees nie. Ek wonder hoe baie van ons spaar onsself vir die volgende lewe. En tog al wat ons in hierdie oomblik nou het, is hierdie lewe. Hierdie lewe om onsself geheel en al oor te gee. Ja, daar wag 'n ewige lewe, maar is nie nou nie. So 'n paar jaar gelede gaan ek op vakansie. Dit is die slegste vakansie van my lewe, want ek is siek, ek kan nie verstaan nie. Gaan dokter toe, doen toetse, en is 'n Griekse dokter, 'n dame, 'n ouerige dame, sy roep my in, en sy slegte nuus, ek het suikersiekte. Met hartseer in haar gesig is so half asof sy vir my voel, sy gee vir my 'n doodsvonnis. Maar ten minste het ek geweet wat aangaan, geweet die beleefstyl wat ons moet volg, wil ek 'n goeie ding vir my, maar my gesin ook gewees. Ek loop later daardie dag 'n lidmaat in die Medikliniek in Ermelo rond, ons loop nog in Ermelo, dominee was, en die oom vertel vir my, hy het net uitgevind, hy het pankreaskanker, is redelik ver gevorderd, en ek kan nie vir hom veel doen nie, daar's nie veel hoop vir hom nie, om nog meer langer te leef nie. Miskien was ek nog 'n bietjie geskok geweest met my nuus, en die van julle wat my nou 'n bietjie leer ken het, weet ek draai nie doekies om nie, ek praat redelik reguit. Ek sê vir die oom, ek is jammer om vir oom te sê, oom is besig om dood te gaan. En so ook is ek. Nie omdat ons siektes het of 'n siekte het nie. Maar dis die realiteit. Ons is elke dag besig om te sterf. En meeste mense leef asof hulle nie besig is om te sterf nie. En tog is dit al wat met ons gebeur. Hulle leef asof hulle vir altyd gaan leef. Hulle leef asof hierdie dag vandag geen ewigheidswaarde het nie. Ek sal môre weer probeer. Ek sal môre weer probeer leef vir die Here. Maar indien jy dit nie gehoor het nie, moet ek dit vandag vir jou vertel. Jy is besig om te sterf. Elke dag is jy dag nader aan jou dood. Elke dag is jy besig om die laaste asemhaal wat volg op die laaste asemhaling. So ek is jammer as ek vandag jou dag opgemors het. Maar ek moet vir jou sê, want iemand moet vir jou vertel, jy gaan nie hierdie dag weer oorkry nie. Jy kry dit nie weer terug nie. En so ook nie gister nie, en so ook nie môre nie. Jy kry nie weer die geleentheid terug nie. Hierdie dag, hierdie oomblik, is 'n oomblik wat jy as heilig en essensieel moet beskou. Jy moet elke dag leef asof dit jou laaste dag is. So ek het myself toestemming gegee om te voel wat ek wil voel. As ek wil hartseer wees, gaan ek hartseer wees. Ek was geskok, ek was in 'n sekere sin kwaad gewees. Maar ek was nooit bitter gewees nie.
Ek weet nie hoe 'n mens bitter kan wees as jy reeds die goeie lewe geleef het nie. En ek praat nie van rykdom en weelde nie, want ek leef nie in dit nie. Ek leef gefokus op die Here. Die Here het my gesê met 'n pragtige vrou, 2 beautiful dogtertjies en 'n pragtige baba seentjie. So ek weet nie hoe 'n mens bitter kan wees teenoor God, teenoor die lewe nie. Dit is so 'n wonderlike reis. Ek het ook nooit bang gevoel nie. Ek het begin myself ondervra, as jy bietjie mal, wat's fout met jou? Wat gaan aan? Waarom is jy nie bang nie? Toe onthou ek my geloofsreis en hoe God my telke male alreeds gered het. Kere waar ek bang was, waar ek God gevra het om my te help. En al daai kere waar ek bang was, selfs kere waar my lewe in gevaar was, het 'n teksvers by my opgekom. Nie Filippense 4 vers 13 nie. Ek gaan nie vandag daai teks spreek nie. Nie almal se gesogte Jeremia 29 vers 11 nie. Maar hierdie teks het my sê, Gerrit, om te lewe is Christus en om te sterwe is vir jou wins. En as ek hierdie woorde hoor, dan is asof God vir my sê, as jy net nou in jouself kan doodgaan, dan sal ek jou vat waar jy net gelowige mense kan gaan. So ek hoor ek het suikersiekte, hierdie doodsvonnis, moeilike lewe wat op my wag, het ek lankal met die dood afgehandel. Soos hulle in die modewêreld sê, die dood is so laas jaar. Of in Jesus se geval sou hy gesê het, 2000 jaar gelede was die dood 'n inding gewees. Maar nie meer nie. Hy het gekom om dit vir ons te oorwin. En vir sommige van julle is die dood nog reg voor jou. En jy leef in vrees. Maar ek wil hê jy moet weet dat jou vryheid om ten volle vir die Here te kan leef, is aan die ander kant van jou vrees. Alles waaroor jy droom, alles waaroor jy hoop, alles waaroor jy na jy uitsien, selfs dit wat God vir jou wil gee, kan net gekry word. Hy is nou weer op pad na Nelspruit toe. Dit is bietjie laat vandag. Al daai dinge kan net gekry word as jy deur jou vrese stap na jou vryheid toe. So ek het op daardie oomblik 'n klein persoonlike begrafnis gehou en in daai oomblik het ek gesterf en gesê, Here, ek wil 'n lewe leef wat heeltemal vry is van die dood, want die dood het baie metgeselle. Wanneer jy bang is vir die dood, dan word jy bang vir mislukking, jy word bang vir verwerping, jy word bang vir alles. Jy word bang oor die onsekerheid van die toekoms. Jy word bang oor die onstabiliteit van die wêreld rondom ons. En ek ken baie mense wat sê hulle het geloof, maar hulle is heeltemal verlam as gevolg van vrees. Die dood is veronderstel om agter jou te wees. Wanneer jy 'n verhouding met die Skepper van die heelal het, dan sit hy die dood agter jou en al wat jy voor jou het, is lewe. So as jy nie die verlammende krag van vrees in jou lewe hanteer nie, as jy dit nie aanspreek nie, dan sal jy nooit die lewe kan leef waarvoor jy geskape was nie. So jou vryheid is aan die ander kant van jou vrees. So hou op om weg te hardloop van dit waarvoor jy bang is en hardloop na dit toe. Hardloop na dit wat jy in die gesig moet staar en jy sien hoe jy dit reg deur dit sal breek. 'n Brandweerman hardloop ons na die vuur toe, nie weg van die vuur af nie. Jou vryheid is aan die ander kant van jou vrese. Maar daardie goedheid wat die Here in jou gesit het, dis ook aan die ander kant van jou pyn. Vrees het 'n mag oor jou lewe. Wat jy vrees beheer jou lewe. As jy hoogtevrees het, dan bly jy laag. As jy bang is vir 'n skare mense, dan hou jy jouself eenkant alleen. Wat jy vrees, vestig die grense van jou vryheid. En dis die mooi ding daarvan. Dis net in ons verhouding met God wat vrees verwyder word. Soos 1 Johannes 4 vers 18 vir ons sê, God se volmaakte liefde verdryf vrees. Dis net God wat vrees vernietig en jou vrymaak met sy liefde. Elke ander meester wat jou lewe wil beheer, is 'n nare meester. Sy jou lewe steel
Want hulle wil jou lewe bemeester deur vrees. So ons goedheid hier binne aan ons, wat die Here vir ons gesit het, is aan die ander kant van ons pyn. Ons leef in 'n tyd waar ons bevoorreg is om mense te sien funksioneer op hulle heel beste. Ek weet, meeste van ons wat hier sit, was bevoorreg geweest om die Springbokspan te sien in 1995, 2007, 2019, 2023 die wêreldbeker te wen. Ons leef in 'n tyd waar ons supersterre het soos Roger Federer en Serena Williams wat tennissterre is, Lionel Messi as jy sokker kyk, Usain Bolt, Wayne van Niekerk, AB de Villiers, Tatiana Skoenmaker, noem hulle maar op. Dis vir hulle maklik om die beste te wees in hulle sport. Ons sien hoe mense presteer op die hoogste vlak, maar ons sien nie agter die skerms wat aangaan nie. Ons sien nie die ongelooflike opofferings en die toewyding en die dissipline en die pyn wat vereis word om daardie vlak van die beste te behaal nie. Ja, hulle het gawes ontvang. Maar as hulle nie hulle gawes gebruik het en dit verder ontwikkel het nie, het dit niks beteken nie. Baie van ons dink ons pyn en ons swaar kry is die grens van ons beperking. Maar ons pyn en ons swaar kry is nie die grens van ons beperking nie. Dis net die grens van jou goedheid. Dis eintlik waar jou goedheid begin, is eintlik waar jou lewe begin. So ek dink ons moet leer om in ons pyn te loop. Ons wil te maklik quick fixes hê. Sien, as jy lewe elke dag met pyn, of met swaar kry, of met teleurstelling in jou lewe, dan leer jy hoe om te loop met pyn in jou lewe. Dan leer jy dat God by jou is in jou pyn, dat jy van hom afhanklik is. En dis die rede waarom jy kan opstaan, dis die rede waarom jy kan aangaan. Daar is so baie mense wat pyn het. Besef, my pyn gaan nie oor myself nie. So ek is nie bang vir pyn nie. So ek is nie bang vir die dood nie. Want ek is alreeds lewendig. En baie mense sal my vra, maar waar is daar bewyse van lewe na die dood? Die enigste bewyse van lewe na die dood is lewe voor die dood. So as jy nie lewendig is voor die dood nie, dan sal jy natuurlik bang wees vir lewe na die dood. Want al wat jy dan gaan ken is die dood. So ek het absolute vertroue in die lewe na die dood. Want ek weet ek het al reeds ervaar lewe en geloof voor die dood. Pyn is nie die beperking van ons lewe nie. Daar is soveel meer in ons as wat ons ooit kan indink. Daar is 'n goedheid in elkeen van julle. Maar jy moet bereid wees om deur daai pyn te werk, deur daardie mislukking te werk, om in jou lewe in te stap wat God vir jou gegee het. En ek weet daar's baie van julle wat hier sit vandag, wat deur een of ander vorm van pyn, of teleurstelling, of twyfel, of onsekerheid, waardeur julle nou gaan. Vir baie van julle dink julle, dit is wat jou lewe definieer, dit is wie jy is. Maar as jy 'n lewe van geloof leef, wanneer jy jouself verbind met God die Vader, die Skepper wat jou gemaak het, wanneer jy verstaan dat Jesus mens geword het en die menslike geskiedenis ingetree het en tussen ons perfekte lewe kom leef het, wanneer jy besef dat God nie sy eie geliefde seun gespaar het nie, maar dat hy gekruisig was op die vernederendste manier, gespot is, geslaan is, verneder is, dan maak ons pyn sin. As Jesus enigiets aan ons wil kommunikeer, dan is dit dat pyn is nie die einde van die storie nie. Selfs vir Jesus was sy heerlikheid, sy grootheid gewees, sy oorwinning aan die ander kant van sy pyn. Hy moes gepyn en gelydig word. Hy moes gekruisig word om in sy heerlikheid te kon ingaan. Ek dink die God het in die menslike geskiedenis ingekom om ons 'n manier vry te gee van pyn nie. En baie mense dink as jy jou hart vir die Here gee, jy gaan gespaar word, jy gaan 'n maklike lewe hê, alles gaan honkie-dorie wees.
Is nie so nie. Jesus het die menslike geskiedenis ingekom om ons 'n manier te gee, om vir ons te wys 'n manier deur die pyn. En daarom is ek oortuig daarvan, dat ons dit kan doen, want daar is 'n goedheid binne in ons wat hy vir ons gegee het, sy Gees wat in ons werk. As jy net in dit kan intree en kan deur dit loop met die vertroue, dat God het iets besonders vir jou aan die ander kant van al jou wonde wat jy het, aan die ander kant van al die littekens wat jy het, van al die mislukkings, al die swaar kry, al die teleurstellings. Sien nie net as jou vryheid aan die ander kant van jou vrees nie, en jou goedheid aan die ander kant van jou pyn nie. Jou lewe, jou toekoms wat die Here vir jou wil gee, is ook aan die ander kant van jou mislukkings. Ek dink so baie van ons het die persepsie dat ons mislukkings is die einde van wie ons is. En ek verstaan hoekom. Jy het ooit gewonder waarom dit is dat mense jou altyd definieer deur jou slegste oomblikke? As jy jou slegste oomblikke vat, dan sê maar dit is wie jy is. Dit is hoe jy is. Jy het een keer aangejaag, dit is wie jy nou is. Maar God definieer jou nie deur jou slegste oomblikke nie. God definieer jou deur sy beste oomblikke. Dit is wie jy is. En hy sien 'n goedheid in jou wat jy nie in jouself kan sien nie. En hy sien 'n toekoms wat jy nie in jouself kan sien nie. Maar jy moet besef dat jou foute en jou mislukkings, jou sonde, dis nie die einde van die storie nie. So dis onmoontlik om te misluk, want jy het al reeds 'n storie wat die moeite werd is om oor te verstel. 'n Storie wat die moeite werd is om te leef. So hoe jy doen op skool en wat jou beroep is of wat jou werk is wat jy doen, dis insidenteel tot die storie wat jou lewe vir die wêreld vertel. Sien, as jy lewe in 'n storie groter as jou eie, dan versterk of dan verbeter mislukkings en swaar kry en pyn en lyding eintlik net. Dit maak jou lewensverhaal eintlik net beter. Dit maak die plot soveel net meer exciting. So as jy vandag hier sit as 'n mislukking of voel jy's 'n mislukking, moet jy eintlik geëerd voel. Want God sê daar kom 'n omkeer in hierdie storie. Hy is gereed om iets besonders te doen ook in jou lewe. En hy wil dit so doen dat almal wat dit beleef, so oorweldig moet wees deur die skoonheid van wat hy doen. Ons wil altyd hê God moet ons in geloof ontmoet. Maar hy ontmoet ons in getrouheid en gehoorsaamheid. Die Here vra nie van jou 'n getuigskrif nie. Hy vra van jou gehoorsaamheid. Ons kan Christene wees, ons kan klomp wonderlike dinge doen, maar as ons nie gehoorsaam is en die goeie nuus van Jesus verkondig aan die wêreld nie, wat bereik ons dan? Ek staan nie vandag hier voor julle as 'n persoon wat sukses behaal het nie. Want ek het nie. Ek staan hier as 'n persoon wat mislukking ken. Ek ken hartseer. Ek ken verraad. Ek ken verwerping. Ek ken teleurstelling. Ek het oomblikke gehad in my lewe waar ek so hard gehuil het en so baie gehuil het dat dit gevoel het of ek gaan verdrink in my eie trane van ellende. Wat ek gesê het, dit is genoeg, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek dink ons moet ophou voorgee dat hierdie lewe maklik is. Ek dink ons moet ophou voorgee dat geloof hierdie lewe makliker maak. Jou geloof maak nie jou lewe makliker nie. Jou geloof maak jou sterker. Ek het geleer dat God die menslike geskiedenis ingetree het in die persoon van Jesus. Mense vra my, wat motiveer jou om 'n Christen te wees? Hoe kan jy getrou bly in jou geloofslewe as dit met jou sleg gaan? Ek was bang dat ek sal doodgaan en nie 'n betekenisvolle lewe geleef het nie. Ek was bang dat die skoolhoof reg was, dat ek maar net 'n average mens is. Ek was bang dat ek sal verdrink in my eie middelmatigheid en soos koning Johas
Sal ek maar die pyle vat en ek sal slaan en ek sal slaan en ek sal slaan en ek sal opgee en ek sal nooit die lewe leef wat God my geskaap het om voor te leef nie. Maar gelukkig in al die kere wat ek wil opgee, en al die kere wat ek ongelowig was, en al die kere wat ek ongetrou was God steeds getrou. Ek wil hê jy moet weet, as 'n lewe wat wag vir jou, as 'n lewe wat wag vir jou in 'n geloof, jou geloof is die manier, nie om jou dapperheid of jou braafheid of jou moed te ontsnap nie. Dis nie 'n manier rondom jou opoffering nie. Jou geloof in God die Enig. Jou geloof is die krag en die brandstof om in jou pyn en in jou vrees en in jou mislukking in te stap. So vat die pyle van jou lewe wat die Here vir jou gegee het en slaan en slaan en slaan en slaan en slaan en slaan en slaan. En wanneer jy jou laaste asemhaling vat, mag jou pylekoker leeg wees en jou laaste pyl in jou hand wees. Mag jy die Here kies. Mag jy jou hand, jou lewe in sy hande sit en leef in sy oorwinning wat ons weer Vrydag en Sondag gaan vier. En mag jy 'n lewe leef sonder enige verwyte. En die Here het vir jou die oorwinning behaal. Amen. Here, dankie vir mense soos Joas, wat ons net kom wys op ons eie menslikheid, wat ons kom wys weer, Here, op ons eie nietigheid, ons eie sonde, ons eie mislukkings, ons eie swaarkry, ons eie pyn, ons eie swakhede, ons eie sonde. Maar Here, dat U ook vir ons 'n uitweg kom gee deur die Seun Jesus Christus. Dat ons kan leef vanuit die oorwinning wat Hy vir ons behaal het, wanneer ons ons lewe in U hande sit. Dankie daarvoor, Here. Ek dink nie ons sê daagliks vir U dankie nie. Dankie vir die verlossing, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Dankie, Here, dat dit wat ons doen nooit groter is as die liefde en die genade. Daar niks is wat ons kan skei uit die liefde en die genade wat U vir elkeen van ons het nie. Daar's niks wat ons uit U hand uit kan ruk nie. En daarom, Here, wanneer dit swaar gaan met ons, wanneer ons mismoedig is, wanneer dit vir ons voel ons kan nie meer nie, Here, dat ons nie soos Joas sal opgee nie. Maar dat ons sal aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, Here, om U te volg, U te dien, U lief te hê met alles wat ons is. Soos wat ons dit doen, Here. Dat ons deur daardie vrees, daardie pyn, daardie mislukking, daardie hartseer, wat dit ook al is wat ons wil aftrek, deur dit sal breek. En lewens kan leef wat U verheerlik. Lewens waarvoor U ons geskaap het. Mag ons ophou met verskonings, Here. Van ek is te moeg, of ek is te oud, of ek is te arm, of ek is te jonk, of ek is te onervare, of ek is te dit of dat. Want U is nie een van daai dinge nie. U is skatryk in dit alles. Daarom, Here, mag ons elke dag voor U voete neerval. En pleit vir krag en vir leiding en vir wysheid. Mag ons afhanklik wees in alles, Here, van U. Mag ons U kies en nie mammon nie. Mag ons skatte in die hemel bymekaar maak, nie op aarde nie. Mag ons daai nou pad vat, daai smal pad vat, al is dit hoe moeilik, Here. Mag ons daai breë pad verwerp. Mag ons die rigting na daai pad toe sommer heeltemal van ons GPS afhaal, van ons kompas en padkaart. Mag ons kies, Here, om ons lewe te bou op die vaste rots wat Jesus Christus is, ons fondasie wat nie gewankel kan word nie. Mag ons nie meer bekommerd wees oor wat ons moet eet of drink of aantrek nie, want ons is soveel meer as dit, Here. Die lewe is soveel meer as dit. Maar as ons gefokus is op al hierdie dinge, Here, dan vergeet ons om gefokus te wees op U, en dan is dit maklik vir ons om te val vir die dinge van hierdie wêreld.
Dit is maklik vir ons om afgetrek te word, dit is maklik vir ons om dan op te gee, om te kan quit. Daarom mag ons nie val vir dit nie. Mag ons staan vir U. En soos wat ons doen, Here, mag U Gees vir ons bemagtig en toerus en bekragtig, om elke dag aan te kan hou, al voel dit vir ons kan nie meer nie. Dankie, Here, dat ons dit van U kan vra, dit by U kan pleit, dit kan bid in U naam. Mag U ook vandag ons gebed verhoor. Amen.